Die 28ste Mei is Wêreldhongerdag en hier by Solidariteit Helpende Hand gaan hulle 'n paar inisiatiewe doen op die dag spesifiek. Ek gesels nou met Gerard Pretorius hierso by Helpende Hand. Gerard, vertel gou vir ons kykers, wat beplan julle nou als vir die 28ste? So Wêreldhongerdag is een van daai dae wat vir ons 'n baie sterk klem en fokus het. En ons het hierdie jaar so klein bietjie die appelkar anders omgedraai en anders gedoen. So ons het gegee vir mense hierdie maand van Mei, gee ons vir hulle 'n geleentheid, doen 'n projek, doen 'n iets, doen 'n dit. En baie van ons takke in ons streke waarvan ons amper 230 takke al oor die land het, en 15 streke regoor het hulle al inisiatiewe en hulle het goeders gedoen. Hulle het bietjie gaan gesels met kinders en kyk na die kinders se welstand ook, want ons moet tog ook kyk na hongerdag is nie net honger, ons magies is honger nie, maar ons is ook ons maatjies is dalk nie mooi met ons nie, of ons sukkel bietjie om te leer. En daardeur bied ons ook vir hulle bystand, want hulle is honger vir onderrig. Hulle is honger vir 'n goeie verhouding op die einde van die dag. So dit is, ons kyk bietjie holisties na dit. So ons het al deur die hele tyd het ons nou al hierdie klomp goeders wat ons gedoen het. En ja, dit is my ongelooflik. En dan op Wêreldhongerdag self is daar 'n klomp inisiatiewe wat ons takke in ons streke doen, wat so klein bietjie verskillend is van verlede jaar, want ons het verlede jaar dit so half 'n amper, ek wil nie sê 'n hoofkantoorprojek gedoen nie, maar ons het hierdie jaar besluit, ons doen dit in samewerking met Pretoria FM natuurlik, doen ons hierdie, maar ons gee ook die streke en ons takke die geleentheid om deel te raak van hierdie projek, sodat ons die projek 'n groter gemeenskapsprojek kan betrek. So wat jy nou vir my sê, is dit gebeur van in die streke, in elke tak, elke ons winkel en elke plek gaan daar iets wees, maar julle het dan ook nou binne die dag het julle nou inisiatiewe wat julle nou wil hê mense moet betrokke raak, deelneem, mekaar uitdaag. Hoe werk dit? Vertel ek gou 'n bietjie meer. Dis nou die lekker van so 'n projek. Kyk, dit is ons moet 'n projek soos dit ook vir die mense lekker maak, maar dis 'n baie ernstige projek. Ons moet weet dat daar is fisiese armoede, daar is fisiese honger, maar kom ons skep bietjie hoop. En dit is juist die projek se naam, is ons is honger vir hoop. En daai hoop is iets wat jy weer kan help en kan teruggee op die einde van die dag, want jy gee jou tyd, jy gee jou energie. En dis vir ons baie belangrik. So op daardie dag, ons daag bietjie mense uit. So ek myself, ek kan dit bekostig om so bietjie te vas vir daardie dag van 6 tot 6 die aand. So dan gaan ek nou maar so 'n bietjie water drink. Miskien kan ons dalk 'n koffie drink, maar die beskuit saam met die koffie gaan ons nou ongelukkig nie doen nie. En ons sê vir die mense, maar kom eet nie, en dan daai bord kos wat jy daai dag sou geëet het, nê, vat daai R50 of R100 of wat ook al wat jy sou spandeer het en gee dit vir ons, want as jy kyk, dit kos ons omtrent R20 'n bord kos om kinders te kan voed, byvoorbeeld. Dis vir julle. Vir ons, wat ons in ons strukture en hoe ons dit werk, kos dit ons omtrent R20 om 'n kind te voed. So as jy R100 byvoorbeeld wat jy sou spandeer het, voed jy 5 kinders 'n dag. Dis wat jy daai dag voer, dis 5 kinders. So dis 'n ongelooflike ding om te dink hoe jy kan teruggee. Ons het 'n ander ding, 'n baie oulike ding wat ons hierdie jaar ook doen, is ons daag ook die kinders so klein bietjie uit. En sê dit, luister hierso, baie kinders hulle kry snoepie geld of wat ook al. Nou iewers in die maand van Mei, sê luister jy ons, moenie jou snoepie geld nie, sê 'n maatjie wat swaar kry, 'n maatjie wat nie so lekker is nie. Vat jou snoepie geld en gee dit daai een dag vir jou maatjie. En ek dink dit is 'n baie mooi inisiatief, want dit betrek ons kinders weer en ons skep die bewusmaking onder kinders dat daar 'n nood is onder hulle eie geleedere, onder hulle eie mense. En dan natuurlik sakemanne, as hulle bietjie na die partytjie toe wil kom, dis besighede na die partytjie toe wil kom, hulle dis 'n enorme groot impak wat mense kan maak deur dit. So daag bietjie mekaar uit. Ek moet net wel vinnig sê, baie dankie AfriForum. Dis die heel eerste ene wat opgedaag het en na die partytjie toe gekom het. En hulle het vir ons R10,000 gegee. En hulle het gesê, en ook, hulle daag hulle eie personeel ook uit en sê, luister hier vas, julle ook op daardie dag. So ons wil baie dankie sê vir AfriForum. Hulle sit nou weer die uitdaging uit na die ander sakeondernemings, ander organisasies om deel te neem. So mens moet regtig vir hulle dankie sê. Ja, ek dink ook en julle is nou besig om nou mense uit te daag. Hoe laat ek dit gou eers vra, hierdie is nou artikel 18. Ja, so jy kry 'n belastingsertifikaat, artikel 18A se belastingsertifikaat. Ons almal wil nie altyd vir SARS hulle geldjies gee nie, en hier's 'n manier wat jy kan teruggee aan jou gemeenskap en dan 'n gedeelte daarvan van jou taks af kan terugeis. So jy help nie net nie, maar jy kry ook 'n gedeelte daarvan terug.
Hoe kan mense betrokke raak en wie moet hulle skakel om te sê ek wil iemand uitdaag of ek het 'n paar rand wat ek wil bydra, bietjie, baie of baie? Wel as almal baie wil gee, gaan ons baie dankie sê, maar weet jy, bietjies maak ook baie. En ek dink dit is die groot geheim op die einde van die dag. Ons moet kyk dat jy moet nooit dink jou bydrae is nie genoeg of nie iets nie. Elke liewe bietjie, ek gaan my bietjie gee want ek glo daarin op die einde van die dag. Maar jy kan vir ons 'n e-pos stuur na diens@helpendehand.co.za, ons sal na jou toe terugkom. Ons het ons webtuiste natuurlik, helpendehand.co.za. Daar gaan hulle noem dit in Engels 'n pop-up of 'n skermskoot wat opkom. As jy daarop klik, kan jy direk daarso vir jou 'n bydrae gaan maak en 'n donasie gaan maak spesifiek vir Wêreldhongerdag. So ons is in daardie opsig is daar baie maniere wat mense kan bydra. Hulle op Helpende Hand self op ons webtuiste, as jy gaan soek, ons kontakbesonderhede is daar, gee ons 'n likeie. Ons sal jou terugbel, ons sal met jou kontak maak. So daar's verskeie maniere. Ek wil vir ons kykers dan uitdaag en sê, onthou, hierdie is definitief, hierdie mense fokus op ons volk, dis hulle hoof fokus, maar julle doen ook meer, jy weet, julle het 'n netwerk, en dis eintlik 'n belangrike ding, is hierdie is nie net 'n eenmalige bydrae wat hulle doen nie. Hierdie is eintlik net om meer bewus te maak van wat hulle deur die hele jaar doen. En julle het die hele netwerk wat hierdie ding doen. Gerard, net so vinnig vir ons mense om te verduidelik dat hulle nie dink hulle geld word nou gemors hier op ander plekke en dis nou net 'n dag wat julle nou gekies het om nou iets te wil doen. Verduidelik dit so 'n bietjie vir hulle. So hierdie dra by tot ons het verskeie projekte. So hierdie vorm deel van een van ons projekte om bydraes te maak op sekere plekke van nood. Nou ons het byvoorbeeld, hierdie maand is ook, my maand is ons vrywilligersmaand. So ons moedig mense aan om vrywilligers ook te word. Want onthou, dis nie net 'n fisiese bydrae nie. Jou tyd, ek sê altyd, tyd is die grootste kommoditeit in die wêreld. So, maar wat 'n vrywilliger, wat doen 'n vrywilliger nou? So jy word 'n lid van 'n tak en in daai takke het hulle projekte wat hulle hardloop, wat hulle sal bejaarde projekte hê, wat hulle na bejaarde huise toe gaan en ons noem dit ons wil om te help projekte. Daar is fisiese projekte wat hulle by betrokke is om voedsel in te samel of hulle brei. Ons het ons help Beta projekte en ons vrouefonds projekte wat jy byvoorbeeld vir dames wat mastektomies gekry het en hulle wil weer hulle waardigheid terug hê en die takke sal vir ons dan borsprostese brei en ons versprei dit dan weer na daardie persone toe, persone met gestremdhede, help Beta wat ons jong dames uithelp met sanitêre ware en al daardie. So ons het verskriklike wye netwerk met verskillende goeders wat ons doen op die einde van die dag met ons fokus natuurlik, ons kinders, ons bejaardes, persone met gestremdhede en behoeftige persone natuurlik. So en daardie projekte is vir ons kardinaal belangrik op die einde van die dag en dis waar ons vrywilligers intree. Dis waar ons vrywilligers inkom en sê luister, ek gaan my tyd gee, ek gaan bietjie hierso gaan help, maar dan ook verder. Daar's 'n realiteit. So nou net gesien wat die werkloosheidssyfer gedoen het op die einde van die dag, 301,000 mense wat nou net in die eerste kwartaal van hierdie jaar hulle werke kwyt is. Ons het 'n netwerk. Raak betrokke by ons vrywilligers. Daardie netwerk kan dalk moontlik vir jou iets ontsluit waar jy dalk weer vir jou 'n werkie kan kry want iemand ken iemand op die einde van die dag. En dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor die holistiese prentjie om volhoubaar vorentoe te gaan op die einde van die dag. Dis hoekom ons sê word 'n vrywilliger want jy gaan iemand kan help om hulle toekoms te kan verseker. Ek wil ook sê ons het nou gesels oor iemand wat sê dat dit vat partykeer net 3 maande vir jou wat as 'n middelklas persoon dan is jy ook in 'n toestand waar jy van armoede is, wat jy nie meer kos eet op die tafel nie. Die rede hoekom ek sê is word deel van hierdie netwerk, wanneer jy deel is van hierdie netwerk, dan kom jy agter, jy is eintlik deel, die dag as dit met jou swaar gaan, is hulle ook daar vir jou. Gerard, baie dankie vir wat julle doen. 'n Laaste woord, kontakbesonderhede en jy het dit al genoem, net so vinnig so bietjie. 8.500 kinders 'n dag, dis wat ons voed en jy kan bydra tot dit, jy kan bydra tot 'n groter holistiese prentjie en ons welstand te verseker. So besoek ons by helpendehand.co.za. Al ons inligting is daarop en as jy ook 'n e-pos wil stuur, kan jy diens@helpendehand.co.za en natuurlik ons kontakbesonderhede en alles is op die webtuiste. So gaan besoek dit gerus en wees deel van die oplossing, wees 'n toekomsbouer. Nou sê, volgende week donderdag op Wêreldhongerdag dra by op jou manier vir ons eie volksorganisasies, mense wat netwerke bou, mense wat planne bou soos hy gesê het, 'n toekomsbouer op oplossings. Dan sien ons jou.